Goeiedag, groete in die naam van Jesus Christus. Laat ons gou gebed. Ek dank U my Vader in Jesus se naam, dat U Gees my sal lei as ek spreek aangaande hierdie saak van ons wapenuitrusting volgens Efesiërs 6. Ek dank U vir U leiding, o Heilige Gees. Amen. Ek nou so deur die jare het baie keer die vraagstuk opgekom by mense, vir die wat my nog nie ken nie. Ek is Eugene Maree, baie bekend as pastorale berader en in die profetiese bediening. Baie mense het my al gevra en gesê, jy weet, hulle voel dat hulle die wapenuitrusting van Efesiërs 6, naamlik die helm van verlossing, die borswapen van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die Gees, die gordel van waarheid en dan nou die skoene aan die voete vir die evangelie van vrede. Ag, ons kan seker my vriende ook sê, nee. Okay. Dit voel vir hulle of dit waardeloos is, of dit nie werklik vir hulle werk nie. En hulle wil die diepere betekenis agter dit kom, sodat hulle dit proaktief kan aktiveer in hulle lewe. En baie mense salf hulle op hulle voorhoofde met die wapenuitrusting en sovoorts. Nou, in die eerste plek, die wapenuitrusting gee vir ons sekere stappe waarin ons kan bid. Om die wapenuitrusting werklik in jou lewe te kan aktiveer. Kom ons kyk maar net, ek sal 'n bietjie voorbeelde gee vir julle, deur te bid. Kom ons kyk na die helm van verlossing. Ek dank U, Here, dat alle negatiewe gedagtes wat my baie maal so treiter in my verstand, in my gedagtes, wat ek voel, ek breek nie los nie, Here. Maar in die helm van verlossing sal ek krag vind om die dinge wat daar bo in die hemel is te bedink. Ek dank U, Here, dat U my insig en wysheid sal gee om hierdie helm van verlossing positief in U krag vandag ten volle uit te leef. Ons kyk na die borswapen van geregtigheid. Jy weet, ek gaan nou nie oor alles bid nie, ek wil net voorbeelde gee. Ek dank U, Here Jesus, dat U in my hart is, en U is die geregtigheid van die Vader wat na ons toe gekom het. U het geregtigheid naby aan ons gebring. U weet, daar is so baie skrifte in die woord oor 'n verharde hart, of bedrieglik is die hart bo alle dinge, en bewaar jou hart bo alle dinge.
maar U is my geregtigheid. En dit wat ek dit wat ek ervaar in my gees, en in my siel, selfs my liggaamlike, suiwer dit asseblief, dat, soos wat U gesê het, dit wat die hart van vol is, sal die mond van oorloop. En ek bid vir daardie geregtigheid in my hart, sodat ek dit kan lewe in U heilige naam. Amen. Ek het nou so vinnig 2 voorbeelde gegee van hoe 'n mens die wapenuitrusting dan nou sal inbid. En so kan 'n mens nou aangaan met waarheid en met die swaard van die Gees en dit werklik in jou lewe inbid. Die tweede stelling wat ek wil maak is dat Paulus sê, beklee jou met Jesus Christus. Nou, die wapenuitrusting is 'n baie praktiese voorbeeld hoe om jou te beklee met Jesus Christus. As ons gaan kyk na Jesus Christus is ons verlosser. Ons sê so baie, we must have the mind of Christ. Wat baie skriftuurlik is natuurlik. Maar Jesus is die verlosser. En die helmet van verlossing spreek van die krag en die verlossende krag van Jesus Christus in ons gedagtes, in jou verstand. En in erkenning dat Jesus Christus jou verlosser is, neem ons die helm van verlossing op. Want dit is Jesus Christus. Ek het nou so vinnig gebid en gesê, Jesus Christus is die geregtigheid van God die Vader vir ons. En deur te erken dat die borswapen van geregtigheid is in werklikheid 'n bekleding met die geregtigheid van die Vader, naamlik Jesus Christus. As ons byvoorbeeld kyk na die skuld van geloof, kan ons gaan kyk na Jesus se werke op die aarde en getuig van sy geloof wat hy gehad het in God die Vader. Onthou dat hy het ook gebid tot die Vader, en ons sien baie voorbeelde daarvan, waar Jesus op die berg gegaan het en gaan bid het, en ons sien byvoorbeeld vir my persoonlik die grootste oomblik van geloof is in die tuin waar Jesus gebid het. Laat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, U wil. Sy geloof in wat hy geweet het gaan met hom gebeur, dat hy gekruisig gaan word, maar sy geloof in die opstandingskrag, sy geloof dat hy die vyand gaan uitkleer, die geloof dat die evangelie van vrede, ek lees dit vanoggend in Markus, dat dit op na elke nasie toe gebring sal word,
So Jesus is 'n sprekende voorbeeld van geloof. En as ek nou maar regtig 'n skuld gehad het, sou ek op my skuld geverf het of wat ook al. Jesus Christus, my geloof tot redding en verlossing tot die ewige lewe. Jesus het die waarheid van die koninkryk, die waarheid van die evangelie van die koninkryk van vrede na ons gebring. En ons moet hom aanbid in gees en in waarheid, want as 'n mens so die evangelie boeke lees en ook wat ek die afgelope tyd so in Markus lees, nee, Jesus sy onwrikbare geloof, terwyl die Sadduseërs en die Fariseërs en die hoëpriesters en wat ook al strikvrae kom vra het, maar dat hy hulle elke keer geweerlê het met die waarheid. Ek dink aan die Sadduseërs, jy weet wat nie glo aan die hiernamaals nie. Hulle glo eintlik dat 'n mens is soos 'n dier. As jy dood is jy dood. Hoe hy hulle reghelp en sê dat God is 'n God van die lewendes. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Dit is die waarheid. En om jou te bekleë met Jesus Christus, die waarheid, dis om in 'n krag te wandel van vrymaking. Want Jesus self het gesê, die waarheid sal ons vrymaak. En vir elke dag, as jy daardie gordel van die waarheid aantrek, bekleë jy jouself met Jesus Christus en in sy waarheid. En hierdie waarheid, jy weet elke dag van my lewe, bid ek, o Heilige Gees, Gees van waarheid, lei U my vandag. Dit is die gordel van die waarheid. Die swaard van die Gees is die woord. En dit bring skeiding tussen siel en gees en murg en been. Om die swaard van die Gees op te neem, is om jou neus in die woord te kry. En die Heilige Gees te vra om die woord vir jou oop te breek, sodat jy die waarheid in die woord kan spreek. Gesproke woord by jou mond, uit die woord van God, en onder die waarheid van die Heilige Gees, is om die swaard proaktief aan te wend in jou lewe. Dan natuurlik die bereidwilligheid vir die evangelie van vrede, om dit te verkondig. Nou, enige iemand wat in ministry is en wat gewoond is aan die salwing van die Heilige Gees, dit stig 'n mens so, as jy vir iemand iets kon beteken het, en iemand opgelig het, om hulle vrede te herstel deur die woord
as 'n geestelike beraader, is dit my werk om nie alleenlik hierdie skoene van die evangelie van vrede te dra en te verkondig nie, maar om mense se vrede terug te kry in die naam van Jesus Christus, en om mense op te bou om betrokke te raak by dienswerk by gemeentes. Ek gee nie om watter denominasie, word betrokke in die evangelie, want die krag daarvan is tot stigting van jou. En ek sê altyd, net 'n gestigte mens kan ander stig. Dit is Jesus Christus. Hy is die evangelie van vrede. Ok? Ek het nou hier kortom die tweede punt aangeraak. Nou wil ek 'n derde punt aanraak. En hier kom die profetiese gedeelte in aksie vir my. Ek het eendag vir my studente begin leer van die wapenuitrusting. En nou moet julle maar bietjie die stoele vashou. Maar luister my eind uit. En die Here open my geestelike oë en ek sien die mense in die gehoor. En nie een enkele persoon se borswapen het dieselfde gelyk nie. Ek was so verbaas om dit te sien. En ek vra, Here, ons is tog van een geloof. Ons almal glo in die drie enige God. Ons almal glo in wedergeboorte. Ons almal behoort aan een koninkryk. Ons almal is nie van hierdie wêreld nie. Ons is almal kinders van die Here wat hom dien. So goed soos ons moontlik kan. En hier wys die Here vir my die punt. En ek kyk nader en ek sien dat elke ene se borswapen is sy rema skrif geskrywe. Dit is ingeborduur. Nou ek het al gehoor iemand sê glo nie in 'n rema skrif nie. Ek glo daarin. Ek is geroep tot die ministry 31 jaar gelede met 'n skrif toe die Here my geroep het vir dienswerk. Met die skrif Lukas 4 vers 18 en 19. Baie bekend, Jesus quote Jesaja oor homself, maar met hierdie spesiale teksvers het my na ministry toegetrek. Dis my roeping. En in meer as 30 jaar beoefen ek hierdie geregtigheid van Jesus elke dag van my lewe. Het sy of ek studente oplei, het sy of ek betrokke is by ons beweging Exhort the Bride, 'n opdrag wat die Here vir my gegee het, Exhort the Bride,
Ek lewe hierdie 'n skrifgedeelte, so 'n quote, want die salwing van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring, om die wat gebreiseld van hart is te genees, die wat in gevangenis is, vrylating te verkondig, en aan die blindes herstel van sig, en die wat gebroken van hart is, in vryheid weg te stuur. En om 'n aangename jaar van die Here aan te kondig. Ek lewe dit al vir 30 jaar. En weet jy wat? Dit het vir my geword 'n geregtigheid van God. Dit het vir my geword geregtigheid in Jesus Christus. In al hierdie jare, mense wat my goed ken sal saam met my stem. In al hierdie jare, en ek is, noem het eintlik meer prophetic counseling, profetiese berading, want die Here sê vir my, wat is verkeerd met die persoon? En ek moet hom na sy probleem toe lei, met waarheid, sodat die waarheid hom vry kan maak. Nou, die swaard van die Gees het vir my geword, Lukas 4 vers 18 en 19. Op die battlefield vir siele, omtrent elke dag, en dit is my persoonlike swaard, wat ek ontvang het van die Heilige Gees. Dat gaan my geloof, my skuld van geloof, is rondom dit gebou, want daarin, daardie waarheid wat daai skrif vir my geword het, is die krag in my geloof. Om die wat in gevangenskap is, vrylating te verkondig, is my werk elke dag. My geloof is daarin gevestig. Baie maal werk ek met pasiënte, skizofrenies, sataniste, New Age, heksery, en my geloof, in my rema, het vir my geword 'n krag, waarmee ek die werke van die vyand vernietig op feitelik 'n basis. Jy kan 'n ander rema hê. Mense sê baie keer vir my, maar ek weet nie wat is my rema nie. Ek sê as ek jou in die middel van die nag wakker skud, en ek sê, quote vir my 'n teks, normaalweg is daai teks die eerste teks wat jy sal opsê. Om jou 'n goeie leidraad te gee. Jy sien, op Lukas 4 vers 18 en 19, is my evangelie van vrede. Wat anderste moet ek doen? Mense sê altyd, jy weet, bevryding. Jy weet, die waarheid maak jou vry. Bevryding van negatiewe geesteswerkinge is deel daarvan. Maar my gordel van waarheid is gesetel in Jesus Christus, in my rema teksgedeelte. Ek lewe dit. En weet julle wat? Sodra ek dink ek weet iets van die Heilige Gees, my rema skrif, wat op my borswapen geskrywe, ingeprint,
en openbaar iets nuuts aan my. Jy kan nooit in jou lewe in jou Rema skrif rock bottom slaan as jy gevul is met die Heilige Gees. Dit het 'n waarheid geword vir my, 'n gordel van waarheid, waarvan lewende waterstrome vanuit my binneste volg, en ek 'n diensknegt in die huis van my Vader is, vir mede-Christene, mede-kinders van die Here. Dit is hoe my wapenuitrusting lyk. Dit is waarin ek die waarheid, die geregtigheid, die verlossing, die geloof, die swaard van die Gees, en dit is my skoene, my evangelie van vrede, want ek lewe 'n lewe om vrede in mense se lewens en in hulle harte terug te bring. Ek noem 'n beraader 'n peacemaker. Wat jy sien, Jesus het vrede bewerkstellig tussen ons en God die Vader. Dit is hoe my wapenuitrusting lyk. En omdat ek dit weet, beklee ek my nou in Jesus Christus se geregtigheid, verlossing, waarheid en evangelie. Want ek het myself gevind in Jesus Christus. My Rema skrif, my Rema wapenuitrusting, vloei reg deur my lewe vir baie jare al. En dit is nie dat ek nou net oor hierdie skrif praat as ek met mense werk, of as ek 'n boodskap bring ieweste in, of by watter kerk ek ook al 'n woord bring nie. Die hele woord is vir ons gegee. Tot onderwysing, vermaning, stigting. Maar in hierdie wapenuitrusting wat deur Jesus Christus aan my toegetrou is, lewe ek my Rema en my wapenuitrusting lyk diensooreenkomstig. Jy mag dalk baie moontlik 1 of 2 Rema skrifte hê, wat jou tot die evangelie bring. Toe ek nou sien die mense se wapenuitrusting verskil van mekaar. Dit was so interessant, want God die Vader, hy is uniek. En elke skepping in 'n mensekind is uniek. Weet jy wanneer het 'n persoon nie die swaard van die Gees soos dit aan hom toe bedoel is wanneer hy nie sy Rema skrif leef nie. Ek kan vir 2 weke praat oor hoe om 'n gevangene vrylating te verkondig. Op verskillende angles. Omdat elke mens reeds uniek is. Jou wapenuitrusting is uniek.
Dit sê ek nou van 'n profetiese perspektief. Wat het ek gesien? But overall is written, Jesus Christ, our Lord. Ons redder en verlosser. Goed, kom ons gaan bietjie na 'n vierde punt toe. En dis die eerste keer wat ek hier oor praat nou. Jou wapenuitrusting en die Heilige Gees. Jy sien, Jesus en die Vader het die Heilige Gees na ons toe gestuur. Ons vind so baie dat ons weet goed. En maar dit het nie regtig 'n krag in ons geword nie. Dit is ons weet. Ja, ek weet God het my lief. Ja, ek weet Jesus is my redder en verlosser. Ja. Ons weet al hierdie goeie dinge en hierdie goeie waarhede. Maar dit het nie noodwendig 'n krag in jou geword nie. Jesus se werk het begin nadat die Heilige Gees, uit die Heilige Gees. Goed? En hy begin met om die evangelie van vrede te verkondig in die krag van die Heilige Gees. Ek lees daar aan Markus nou, en hulle was verwonderd oor hoe hy hulle geantwoord het. Was die woord. En die Here het gesê, wie is hierdie man? Hy predik die woord met soveel autoriteit. Hy is nie 'n gewone Sariseer of priester of wat. Hy het al hierdie autoriteit. Goed. In die krag van die Heilige. So kom, ek hou daarvan as ek hoor mense sê, ek het myself gesalf met die wapenuitrusting. Ek het dit baie gedoen. Ek salf met my bors en my lendene en my voete en wat ook al. En tot ek agterkom met nie goeieste. Jou klere is vol werke van die salfolie. In elk geval. Sommer net so tong in die kies gesê. Ek glo dan. Maar die verlossende krag in jou helm van verlossing word geaktiveer deur die Heilige Gees in Jesus se naam. Kan julle dit verstaan? Vat net die Heilige Gees. Jesus is die wil van die Vader vir ons gewees, nie? Die geregtigheid van die Vader. Die gees van profesie. Okay? Jesus Christus is die wysheid van God die Vader vir ons. Just add the Holy Spirit to activate the redeeming power in your mind. Dis kom ek sê, 'n waarheid kan 'n waarheid wees, maar nie noodwendig 'n krag in jou nie. Nie noodwendig nie. Dis kom ek sê nou nie u of so nie. Ek is 'n baie plat op die aarde. Ek praat van jou en my, dit is dit. En op 62 kan ek nou al vir mense so sê, okay. Goed. Wat is geregtigheid sonder die krag van die Heilige Gees?
Dis 'n menslike poging. Ons noem dit is 'n poging uit jou sielsdimensie, wat nie eintlik blydend is nie. Geregtigheid sonder die krag van die Heilige Gees, daardie geregtigheid, nie. As jy dit nie het nie, man, Galasiërs 5 se vrugte van die Heilige Gees. Die vrugte van die Heilige Gees is gesetel in geregtigheid. Die borswapen van geregtigheid is gesetel in die liefdeskrag van die Heilige Gees. Dit moet jou hart beskerm. Geregtigheid sonder die krag van die Heilige Gees is doellose werke. Leefwerke. Jou eie lewenswandel gaan kerk toe, voel goed vir 'n rukkie. Maandag is daar met al sy moeilikhede. Een leefstyl met 'n geactiveerde borswapen van geregtigheid word omskryf deur die leiding en die krag van die Heilige Gees. En dit kan jy inbid. Die wapenuitrusting kan 'n kontakpunt word vir jou om te kommunikeer met die Heilige Gees. Die hele woord en die waarhede van ons Vader en ons Koning Jesus is gaan gepaard met die krag van die Heilige Gees. 'n waarheid wat nie deur die Heilige Gees geïnspireerd is nie, is amper leefwoorde. Dit verander niemand se lewens nie. En dit verander ook nie jou lewe nie. Hoe gaan ek nou bietjie dit prakties sê? Die waarheid van die woord in die krag van die Heilige Gees sal jou lewe omkeer. Romeine 8 sê vir ons, dat die wat deur die Heilige Gees gelei word, nie, hulle is kinders van God. En ek het nou so baie keer oor dit gewonder en gedink, Here, hoe lewe ek dit? Ek soek die leierskap van die Heilige Gees in my lewe en wat ook al. Die wapenuitrusting is 'n metode om die krag van die Heilige Gees in jou lewe te release. 'n waarheid wat blywende, lewende waterstrome in jou is. As ek gaan kyk na die skoene vir die evangelie van vrede, die bereidwilligheid daarvan. If it's not inspired by the Holy Spirit, is dit menslike poging of 'n godsdienstige gees. Dis wat dit is. As jy vir my vra, wat is van my, wat ek dink, my grootste kenmerke van 30 jaar, ek is nou 31 jaar, bediening. En dit is om mense te aktiveer, om geloof
deur die krag van die Heilige Gees te hê, om jou dienswerk in die koninkryk van God, jou evangelie van vrede, te inspireer, want ons weet wat sê Korintiërs gaan gebeur, jou werke gaan in die vuur gegooi. Okay? Goud, silwer, edelgesteentes, hout, strooi. Niemand wil soos brandhout uit die vuur voor die aangesig van die Vader staan. Ek het nou maar my eie terminologie, hoe ek dit stel. Jy weet maar wat ek nie nou sal sê nie. Jy weet, brandhout uit die vuur, jy stink nog so bietjie na die hel eintlik. Okay. Geloof is nie substantief sonder die Heilige Gees agter dit. Ek het dit al op 'n vorige keer genoem. As daar iets is wat ek nie kan verdra nie, is dit iemand wat in rebellie teenoor die Here staan. Of die Here blameer vir goed, jy weet, 'n kragtelose wapenuitrusting, geen bekleding van Jesus Christus in sig nie, baie maal kyk ek na, wys die Here my iemand se swaard in die gees, wat moet deel uitmaak van sy wapenuitrusting. Dan is daai swaard, ek praat nou uit 'n profetiese oogpunt, nie? Ek wil alles van die Here weet voordat ek met my pasiëntjie werk. Dan sien ek, hulle swaard is erg vir 'n wering gechip. Toe sê die Here vir my, elke keer wanneer 'n persoon in 'n totale ongeloof ten opsigte van Jesus Christus staan, het die vyand eintlik sy swaard gechip. As die Here vir my 'n krom swaard wys, dis misleiding, hierdie persoon is mislei. Party mense het nie eens 'n swaard nie. Met ander woorde, daar's niks woord wat waarheid in hom geword het nie. Nou stamp die vyand hom rond. Omstandighede stamp hom rond. Want daar is nie die substantieve waarheid, geregtigheid, verlossingskrag, geloof, skoene aan die voete, sodat hy 'n sinvolle geestelike lewe kan hê. Sy swaard is nie deur die Heilige Gees geïnspireerd nie. Dan het ek al mense gesien wat se swaarde
en hulle by hulle wapenuitrusting vlam en flikker, dan weet ek, hierdie persoon is naby Jesus. Hierdie persoon is met Jesus. Wat 'n probleem hy ook al het en ek moet hom help of haar help om dit opgelos te kry. Maar daar's waarheid in daai persoon wat 'n krag tot geregtigheid en verlossing geword het. 'n Waarheid wat geloof versterk. 'n Waarheid wat die bereidwilligheid aan die skoene van die evangelie aan die voete het, die evangelie van vrede. Noem my tong nou so 'n bietjie. Hulle is altyd hier bereidwillig. Altyd hier om 'n sagmoedige woord te gee. Altyd hier reg om vrede te maak. Altyd hier reg. En die krag van die Heilige Gees in hom is nie net tot sy eie stigting nie, maar sy wapenuitrusting is geaktiveer in die volle krag van die Heilige Gees. Dit is 'n aktiewe wapenuitrusting. Ek gaan so vinnig aan nog 'n punt raak. Die 5de punt. Ek gaan later baie meer breedvoerig oor elke punt praat en gesels. Maar ek wil hierdie beginsels graag wat ek glo die Here aan my gegee het, oordra. Die genadegawes, dis die 5de punt, die genadegawes van Romeine 12. Die redemptive gifts en jou wapenuitrusting. Die redemptive gifts, daar is 'n vorm wat beskikbaar is by my kantoor, Alphaburg, so 140 vraag, is vir my baie goeie. Dis prophet, ruler, giver, mercy, teacher, al daai goedjies. As een ding wat ek van die Vader verstaan, van God die Vader. He will never ever ask you to do something what he did not equip you with. Hy sal nooit van jou iets verwag wat hy jou nie bemagtig het, toegerus het om iets te doen nie. Nou gaan met my sê, broer Eugene, wat het dit nou met my wapen het? Kom ons praat maar net so vinnig bietjie oor redemptive gift, prophet. Goed. My wapenuitrusting in die profetiese bediening waarvoor ek geroep was, het gekom van geboorte af. Ek het mense gecounsel sonder dat ek eers geweet het ek counsel hulle in 'n bar. Iemand het my herken en gesê, jy het altyd almal se probleme in die poolpad waar ek altyd gaan pool speel het. Alle mense het met hulle probleme na jou toe gekom en jy het hulle met wysheid geantwoord en ek was nie eens tot bekering nie. Nee. Ek het my redemptive gift gelewe as 'n prophetic counseling voordat ek tot bekering gekom het.
Nou, die krag van my rema, van die dienswerk wat ek vir die Here doen, is 'n profetiese denkwyse. Okay? Ons dink bietjie anders as herders en evangeliste en die aanslag van die vyand op my gedagtes is ungodly thoughts against prophetic ministry. Okay? Perversie word omskryf as onbybelse gedagtes. Dit is die Griekse betekening vir perversie. Unbiblical thoughts. Okay? So, my helm van verlossing om my mind in Christ as a prophetic mindset. Die vyand weet wat is jou genadegawe of jou redemptive gift al van geboorte af. So, my verlossing in Jesus Christus, in die krag van die Heilige Gees, is my prophetic mindset. En daarin word ek baie maal aangeval en het ek verlossing nodig presies teen dit. Ek is seker, sê hulle maar Elia tipe van 'n profeet. En met 'n profetiese denkpatroon is my geregtigheid wat deur Jesus aan my geopenbaar is en aan my gegee is gesetel in my genadegawe of redemptive gift. Almal op hierdie aarde het redemptive gift. Romeine 12. Ek het gesê dat die Here verwag niks van iemand waarmee hy hom nie toegerus het nie. So, die geregtigheid van Jesus Christus in my borswapen se krag lê in my prophetic ruler gift wat ek het. Iemand wat mercy is, het 'n ander geregtigheid. Maar albei is van Jesus en word deur dieselfde geregtigheid in die krag van die Heilige Gees geïnspireer. Albei is waarhede wat eintlik Jesus is. Die genadegawes is deur Jesus Christus uitgelewe op die aarde. En so ontvang ons dit ook. So, my borswapen van geregtigheid, geïnspireer deur my Rema skrif, is anderste as die geregtigheid van 'n giver of 'n teacher. Maar tog een in Jesus Christus.
Die Vader besluit hoe hy jou gaan toerus om jou rema uit te lewe. En my gordel van waarheid is gesetel in die profetiese kant, want die woord sê uitdruklik, Jesus Christus is die gees van profesie. Goed. 'n teacher gaan 'n ander waarheid praat om mense tot insig te bring en die woord vir hulle oop te breek en om te leer. Gaan ons gordels dieselfde lyk van waarheid? Hy spreek, 'n teacher spreek die waarheid wat aan hom gegee is, en ek praat uit profetiek, die waarheid wat aan my gegee is, maar voeg jy dit by mekaar, is dit een in Jesus Christus. Een. Volgens my rema in die profetiek, is my skuld van geloof anderste, bekragtig deur die Heilige Gees. Ek het ander tipe van geloof nodig. Profesie kom na mate van geloof. As jy geloof wegvat, en dis een van die grootste probleme van profete, wat waarlik waar Godvreesend is geloof. Hulle is te bang dat dit wat hulle gehoor het, is nie van God nie. Ok? Ek gebruik nou maar prophetic en teacher om te verduidelik. As jy, kom ons sê, as jy in my binnekamer is en jy luister hoe ek bid en hoe ek in geloof wat ek bid, en jy kan ook vlieg deur die dak wees en luister hoe bid 'n leraar, 'n teacher, gaan jy gou agterkom. Dis dieselfde geloof, maar die angles is anders. Dieselfde geloof van Jesus Christus, van verskillende oogpunte. As jy dit verstaan, teacher, moenie die profeet sy skoene aantrek nie. Want jou genadegawe is om 'n leraar te wees. As jy jou wapenuitrusting wil kragteloos maak, moet jy iets anders te probeer wees. Net omdat dit vir jou gemakliker lyk, of lekkerder lyk, of meer lonend lyk. Jou skoene aan jou voete vir die bereidwilligheid vir die evangelie van vrede is om mense te teach. Daarin gaan jy 'n krag vind in jou wapenuitrusting. En dit is dieselfde as die swaard. Hoe die Here, net so vir interessantheid, uit die profetiek uit nou, hoe die Here vir my 'n teacher se swaard wys, is 'n lang dun swaard. Dun. En ek vra Here, hoekom? En die Here sê vir my, want hy besny die harte van die mense. En sy swaard lyk so. Ek sê, goeie gewaal. Die Here is so awesome in sy skepingskrag. Hy is so awesome. En ek gaan nou hiermee afsluit.
Ek gaan nie meer afsluit. Bekleed jouself met Jesus, soos wat hy jou geroep het, hy jou gemaak het. Want jou Vader in die hemel hou van unieke wesens, waarmee hy kan kommunikeer. Ek hoop en bid dat hierdie opname nuwe lewe in jou wapenuitrusting gaan inblaas. Nuwe lewe in jou binnekamer gaan bring. Nuwe interaksie met ons drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En die kragtige leiding van die Heilige Gees hier op die aarde. Mag jou wapenuitrusting Jesus Christus ophef, sodat hy meer mense na hom toe kan trek in jou lewe. Wees geseënd in die naam van Jesus Christus. Amen.